Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om op hierdie goeie Vrydag ook saam met u hier te mag wees, as ons ook weer dink aan Christus wat sy lewe vir ons aan die kruis gegee het as die grootste offer denkbaar. Geliefdes, ons gaan net so sit, dan sing ons as voorsang saam Gesang 188. Gesang 188 en ons gaan sing vers 1 en 3. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons staande saam sing Gesang 95, die Onse Vader, dis ons aanbiddingslied in hierdie oggend, waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën, en dan as loflied gaan ons saam sing Gesang 42. Gesang 42, daarvan vers 1 en vers 3, en nadat ons Gesang 42 gesing het, kan u weer u plekke inneem. Gesang 42 vers 1 en 3 as loflied en as voorbereidingslied Gesang 95 die Onse Vader. Maar geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die samevatting van die wet soos wat ons dit vind in Matteus 22. En nadat ons na die samevatting geluister het, gaan ons saam sing Gesang 71 daar van die 2de en die 3de vers. Gesang 71 vers 2 en 3 gaan ons staande sing na die wet. En dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 84. Gesang 84 daarvan gaan ons sing vers 2 en 4 na die belydenis van ons geloof. Ek sal weer Gesang 84 se verse afkondig nadat ons geloof bely het. Gesang 71 vers 2 en 3 na die samevatting van die wet. Liefdes, kom ons luister nou die Here Jesus self die wet vir ons saamgevat het in Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete."
Geliefdes, ons lees in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof sy toevlug neem tot sy enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir so lank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God wat sy seun gegee het om aan die kruis te sterf vir ons sondes, en daarom kan ons geloof in die drie-enige God bely deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, kom ons sing saam Gesang 84 daarvan verse 2 en 4 waarna u plekke kan inneem. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit Matteus 27 uit, en ons gaan lees vanaf vers 32. Matteus 27, en ons lees vanaf vers 32. Matteus 27 vanaf vers 32, en ons gaan lees tot by vers 66. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak.
En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hul hoofde skud en sê: u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê: ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het. Want hy het gesê: ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. Van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is: my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê: wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seun van Zebedeus. Toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Maria Magdalena was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê: my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het: oor 3 dae staan ek op. Hierom bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie. En vir die volk sê hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle: julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in teenwoordigheid van die wag. Liefde, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here en ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, vandag word ons in dankbaarheid voor U stil. U wat ons so lief gehad het dat U U seun gestuur het,
om mens te word, om deur die vernedering te gaan van verlating, verstoting, die vernedering te gaan van die verhoor onder 'n aardse regter en onskuldig bevind word, tog sy lewe aan 'n kruis moet gee. Dit alles vir ons, sodat elkeen wat glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarvoor wil ons U lof besing in hierdie oggend. Here, dankie dat ons vandag weer daaraan kan dink. Dat ons kan vashou in die wete dat Hy is verneder om ook verhoog te word, sodat ons deur Hom verhoog sal word. Daarom bid ons, Here, breek nou vir ons die woord oop. Spreek U met elkeen van ons, spreek, want U diensknegt en die diensmaagd wil luister. Werk met die Gees in ons hart en maak ons ontvanklik as ons nou ook U woord oordink. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, wat sy lewe aan die kruis vir ons gegee het. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Deur Jesus se lewe hier op aarde het hy baie vernedering beleef. Die eerste van die vernedering was sekerlik sy menswording, toe hy sy verhoogde posisie in die hemel moes verlaat om ons gelyk te word. In alle opsigte ons as mens gelyk te wees, afgesien van die sonde. En deel van daardie vernedering van die menswording is die manier hoe sy mense hom hanteer het. Die manier hoe hy verstoot is, verwerp is en deur sy eie volk nie aangeneem is nie, soos wat ons in Johannes 1 geleer het. En die res van die evangelies omskryf vir ons presies hoe hierdie verwerping gelyk het onder sy eie volk. Ons sien hoe die Jode hom versoek het, vervolg het en uiteindelik valslik veroordeel het vir godlastering. Om toe 'n klag te fabriseer, leuns op te maak om hom voor die goewerneur te stel en hom aan hoogverraad skuldig te laat bevind. En deel van Jesus se vernedering is juis dat hy toe onder Pontius Pilatus veroordeel is, dat hy onder 'n wêreldse regter moet gaan staan, terwyl hy self onskuld het en steeds so skuldig gevind word dat hy aan 'n kruis vasgeslaan word. Dit alles sodat ons nie voor die groot regter se regsbank eendag hoef te staan nie. Daar waar sy eie volk hom verwerp, skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Waar sy eie volk sê, laat sy bloed oor ons en ons kinders kom. Hoe vernederend is dit nie? En tog, geliefdes, moet ons bysê, hierdie is maar nog net die opbou van die vernedering. Die hoogtepunt, die klimaks van die vernedering is nog nie bereik nie. Nee, dit bou alles op tot vandag. Want uiteindelik aan die kruis sal Christus die grootste vernedering beleef. Daar waar hy aan die kruis hou, die vloekhout vasgeslaan word. Om uiteindelik in die graf neergelê te word. Dis waaroor Goeie Vrydag gaan. Ons dink weer aan Christus wat aan die vloekhout moes hang, want dit is presies wat dit was. Die kruis is die vloekdood. Ons lees daarvan in Deuteronomium 2 vers 23 wat sê, een wat opgehang is deur God vervloek. Hy het nie sommer enige dood gesterf. Die kruisdood was die mees vernederendste dood wat jy kon sterf. Dit was 'n dood wat bepaal was net vir die slegste van misdadigers, vermoordenaars en erge rowers. Dis so vernedering dat 'n Romeinse burger nie eers aan 'n kruis mag vasgeslaan word. En tog het God dit bepaal dat Christus aan die vloekhout moes hang. Heidelberg se Katekismus antwoord 39 stel dit, hy moes gekruisig word, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, aangesien die kruis deur God vervloek was.
Daarom moes hy die vernedering van die kruis beleef. En dit is die hoogtepunt van sy vernedering, maar geliefdes, dis ook die hoogtepunt van sy verlating. Want die kruis is besonder. As jy aan 'n kruis vasgeslaan is, raak jy nie aan die aarde nie, maar jy raak ook nie eintlik aan die hemel nie. Jy hang tussen hemel en aarde, verlate deur God en mens. Die aarde wil jy nie hê nie, die hemel nog minder. En dis iets wat vir ons duidelik word in ons teksgedeelte. Ons lees in vers 39 hoe die vreemdelinge, die verbygangers hom spot, hom smaad oor dit wat hy gesê het, dat hy ook die tempel wat afgebreek sal word in 3 dae sal opbou. Ons lees in vers 41 hoe die owerpriesters, die wetgeleerdes, die ouderlinge van die volk hom spot. Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. As hy dan die seun van God is, laat hy vir God sê dat hy hom van die kruis moet afhaal, laat hy hom red. Ons sien selfs die rowers wat langs hom opgehang word in vers 44, wat hom spot, omdat hy daar hang. Selfs sy eie mense. Lees ons in vers 44, die vroue wat hom gevolg het, staan daar op 'n afstand, hulle is nie eers naby aan Jesus nie. Sy disippels, 'n paar van hulle was daar gewees, maar sy eie mense los hom alleen. Tussen hemel en aarde hang Jesus, totaal alleen, verwerp deur die wêreld. Die aarde wil hom nie hê nie. En tog is dit nog nie die hoogtepunt van vernedering nie, want die vernedering gaan nog verder, want daar op die kruis word hy deur God verlaat. Ons lees in vers 46, hy roep uit, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? In daardie uur verlaat selfs God hom, ja, die hemel wil hom ook nie hê nie. Nou dit klink vreemd om te sê. Hy is dan God. Hoe kan die hemel hom nie wil hê nie? En geliefdes, ons moet dit juis besef, dit gaan oor die oordeel wat ons toekom. Ons moet hel toe gaan vir die sonde in ons lewens. Ons moet deur God verlate wees en daarom aan die kruis word hy deur God verlaat, sodat ek nie hoef nie. Hy dra my straf, daarom word hy deur God verlaat. Daarom hang hy tussen hemel en aarde en hy hang verlate deur God en deur mense. Tot die dood toe. En dan blaas hy sy laaste asem uit. Dit is volbring. Al die vernedering, alles waardeur hy gegaan het, tot hierdie klimaks van die storie. My taak is voltooi, dis klaar. En selfs na sy dood gaan die vernedering verder. Want een van die soldate vat 'n spies en hy steek hom in die sy om te toets of hy nog lewe. Hulle skend nog steeds sy liggaam, selfs na sy laaste asem uitgeblaas is. Daar hang Jesus, leweloos, doringkroon op die kop, bordjie wat sê dis Jesus, die koning van die Jode, vernederd. Maar geliefdes, dis nie die einde nie. Dis nie sy finale bestemming nie. As ons vandag na die kruis kyk, is die kruis leeg. Hy hang nie meer daar nie, nee, sy liggaam is afgehaal en nou kan 'n mens sê, ja, maar die Joodse wet was so dat 'n persoon mag nie op die Sabbat aan die kruis hang het nie, daarom moes hulle hom afgehaal het, hulle moes hom gaan begrawe. Maar die begrafnis is deel van Christus se vernedering en tog is dit eintlik al deel van sy verhoging. Hier is 'n duidelike draaipunt wat plaasgevind het in Christus se pad na die ewige lewe, na die troon waar hy sit. Want Christus word afgehaal. En ons lees dat hy in die graf
van 'n ryk man van Arimatea met die naam van Josef gelê word. Dit was 'n graf geskik vir 'n ryk mens. 'n Eerbare graf. Nie 'n graf vir 'n misdadiger nie, nee, dis 'n nuwe graf. Ons lees dat Josef hom afhaal en hom 'n nuwe doeke toedraai. Nie sommer ou vuil lappe wat hulle gekry het nie, nuwe skoon doeke. 'n Eerbare manier om die Here Jesus te begrawe. Nou wie was Josef? Ons lees dat Josef 'n disipel van Jesus was, maar Josef, lees ons in die ander evangelies, was een van die Joodse raad. Hy was een van die owerstes in die volk. Hy was deel van die wat die verhoor gehad het, maar Josef het nie saamgestem met dit wat die Jode doen nie. Ons lees, Josef was 'n regverdige man, 'n man wat die koninkryk van God verwag het, en daarom is dit juis Josef wat gaan na Pilatus toe om hom af te haal, om hom te gaan begrawe, om op 'n eerbare wyse Christus tot ruste te lê. En saam met Josef, lees ons in Johannes, is Nikodemus. Dieselfde Nikodemus waarmee Jesus in Johannes 3 gepraat het oor die wedergeboorte, een wat vir Christus ken, maar hy was 'n Fariseer. Sien, dieselfde volk wat hom verwerp, dis lede van daai selfde volk wat hom ook nou verhoog. En saam met Josef en Nikodemus vind ons vir Maria Magdalena en die ander Maria wat daar by die graf sit en kyk hoe Jesus begrawe word. Dis dieselfde vrouens wat ook die Sondag na die kruisiging teruggaan om die liggaam voor te berei, om hom te salf vir die natuurlike proses om plaas te vind. As ons daarom na die begrafnis kyk, was dit maar 'n handjie vol mense. Dis nie baie mense wat daar staan om Christus te begrawe nie. Waar is sy disippels? Sy disippels sit in die bokkamer, bevrees, bang, want as hulle dalk na die graf toe gaan, sal hulle ook gevang word, hulle sal ook vervolg word, hulle sal ook dalk gekruisig word saam met Jesus. Hulle is bang. 'n handjie vol mense wat Christus begrawe. Nou dink, so 'n paar jaar terug met die koningin van Engeland se dood. Wat was die gevolg van haar dood? Die land het tot stilstand gekom. Strate is toegemaak. Mense het rou bedryf in die strate oor die dood van hierdie koningin. Die land het tot stilstand gekom vir weke tot na die begrafnis. Die vlae het halfmas gewapper. Al hierdie goeters om hulde te wys aan 'n koninklike figuur. En hier kom die koning van die wêreld. Daar's maar 'n handjie vol mense by sy graf. Jy sien, so vernederend soos wat die begrafnis is dit ook verhoogend. Daarom is dit definitief 'n draaipunt wat hier plaasgevind het. Ons kan vandag met dankbaarheid terugkyk daarop. Want nie net moes hy aan die kruis gesterf het nie, hy moes ook in die graf neergelê word. En as ons vandag terugkyk, lyk dit baie wreed. Dit lyk baie vernederend en tog sê ons dis goeie Vrydag. 'n Goeie dag. En ons is nie soos die Jode wat fees vier omdat hierdie Jesus dood is, omdat ons nie van hom hou nie. Nee, dis 'n goeie dag, want is op hierdie dag wat hy die straf van ons sondes op hom geneem het. Daarom is dit nie 'n dag van rou en 'n dag van hartseer nie. Ons moet vreugde hê vandag. Ons moet feesvierings hê. Want hy's deur daardie vernedering vir jou en vir my. Geliefdes, as ons Sondag by die nagmaal kom aansit, dan het ons die voorreg om weer te dink oor die lydensweg van Christus. Ons roep daardie lydensweg voor die Gees en ons dink weer aan die vernedering waardeur hy moes gaan. As
As ons daardie broodjie eet, dan dink ons aan sy liggaam wat vir ons gebreek is. As ons die wyn drink, dink ons aan sy bloed wat vir ons gevloei het, om ons van die sonde te versoen. Hy het dit gedoen vir jou en vir my, maar geliefdes, dis nie al. Want op die 3de dag het hy weer opgestaan uit die dode. En hy het gaan sy plek inneem aan die regterhand van God, vanwaar hy ook sal kom om te oordeel die lewe en die dode. Hy het sy waardige plek ingeneem, en daar berei hy ook vir ons plek voor. Mag die Heilige Gees ons daarom lei, om in hierdie genade ook te gaan leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U verneder is, dat Christus die vernedering moes dra deur die kruis tot in die graf, en dat hy dit alles gedoen het vir ons. Dankie dat ons die versekering het, dat ons in U glo. As ons sondes bely laat staan, dan is daar vergifnis. Here, dan het ons die ewige lewe as 'n bestemming. Here, dan hoef ons nie te vrees vir die helse woede nie, want U het dit reeds op die seun laat dra. Dankie Here dat ons dit nie kan verdien nie, maar dat U dit vir ons gee, en dat daai genade in oorvloed in ons lewens is. Ek bid dat U ook met ons in die res van die naweek sal gaan. Here, dat dit ook 'n feesvierende naweek sal wees, as ons weer dink aan die kruis, maar ook dink aan die opstanding en die lewe. Here, ons bid daarom dat U met ons sal wees, as ons op die paaie gaan. Moet U bewaar ons, hou ons veilig, bring ons ook Sondag weer hier na U huis toe, om by U tafel te kan aansit. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 186, Gesang 186 daarvan vers 1, 2 en 4. Ons gaan staande saam sing Gesang 186 vers 1, 2 en 4, waarna jy ook staande kan bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Liefdes, u kan die plekke neem. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Bly hom onthou. Liefdes, ek weet ek het nou lank gepraat, maar vergun my nog 'n paar woorde gou met u. Eerstens wil ek net vir al ons besoekers baie welkom sê. Dis lekker om so baie van u hier te sien. Ons bid dat u ook hierdie dag sal geniet en die vreugde van die Here sal beleef in hierdie dag. Geseënde Paasfees vir u elkeen. Ek weet daar's van ons lidmate wat op die paaie gaan hierna, veilig ry, veilig terugkom by u bestemming asseblief. En dan is die nog aan, Tannie? Is die nog aan? Koffie. Daar is kookwater, as jy dalk 'n koppie koffie wil kom drink, is jy meer as welkom. Kom kuier lekker saam met ons asseblief en 'n geseënde Paasnaweek vir elkeen.